Jammer vir die oponthou, goeiemôre, dit is dan 28 Mei 2025, lesing 287 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Ons het nou die vorige lesings gesien oor die openbarings, oor die tempelpriesters, hoe hulle die kinders geslag het, hoe hulle die bloed getap het van die kinders, droog gemaak het en aangebied het vir vroue vrugbaarheidsdrankies. En hulle het die Samaritane se kinders geslag. En die Samaritane was eintlik almal nog die Israeliete daar in daai gebied. Baie van hulle het gebreek met die tempel. Hulle het eintlik was Judeërs wat gebreek het met die tempel. Hulle was nie tevrede met al die gruwels wat daar aangegaan het nie, en hulle het hulle eie tempel op die berg Gerasim gebou. En dit is waar Joshua vir die vrou ontmoet het by die put, wat ons lees, die Samaritaanse vrou, en vir haar gesê, daar sal 'n tyd kom dat julle nie meer in Jerusalem of op Gerasim sal bid nie. Wat hy bedoel het, julle sal my nou in die harte kry, want ek, Joshua, is die lewende tempel. Wat sy nie daai tyd verstaan het nie, maar definitief, nadat hy 'n paar dae by hulle deurgebring het, het sy dit verstaan. En nou gaan ons aan met die volgende dag, ek dink hulle het gaan slaap, en ons lees nou verder wat gebeur hier by Markus se eenvoudige huis, waar Joshua met al sy volgelinge nou tuis gaan. Hoofstuk 1:1, ons ontdek egter daarby ook, dat 'n aantal fariseërs uit die stad Caesarea Philippi baie naarstigtelik op pad was na die armoedige hut van Markus. Onthou, Markus se seuns het 2 keer in dorp toe gegaan, en van die mees edelste visse, van die visse wat hulle amper nooit in die see vang nie, want dit is so moeilik om daai visse te kry, het hulle op die mark gaan verkoop, en daar was groot aanvraag, hulle het vinnig teruggekom. Nou kom 'n klomp fariseërs nou na sy hut toe. Maar Matteus, die jong tollenaar uit Sibara, wat al voorheen by Kapernaum die fariseërs behoorlik van repliek bedien het, toe daar 'n sieke genees was, wat mense vanweë die talle menigtes deur die oopgemaakte dak van die huis en deur die plafon van die kamer voor my neergelaat het, sê, dit is nou nie Matteus die skrywer nie, dis Matteus die tollenaar. Die gebroedsel moes berig gehad het oor u aanwesigheid hier. Maar van wie? As die seuns van Markus, wat 2 maal met vis na die stad gery het, ons maar net nie verraai het nie. Nou sê die pa, die ou Markus sê, dis bes moontlik, want so braaf soos wat my seuns oorigens is, het hulle tog die kwaal om graag te praat, waardeur hulle al menige onheil veroorsaak het. Ek sal dadelik na benede gaan en hulle daaroor vra. Nou sê Joshua, bly maar rustig hier, want nog jou seuns, nog iemand anders uit die omtrek het my verraai. Hulle kom slegs vanweë die visse na jou toe. Hulle wil 'n gawe hê van ongeveer 100 visse van die soort, wat hulle wel in die stad gesien het, maar nie gekoop het nie. Jy weet wel dat hulle oral die reg het om die 10de te neem waar daar geoes word. So ryke visvangs is ook 'n egte ryke oes, en daarom meen hulle die reg te hê om daarvan die 10de te eis. Gaan daarom na benede en gee 100 visse, dan sal hulle jou prys en die visse neem en dadelik baie rustig daarmee weer huis toe gaan. Net soos hulle is. As hulle hoor daar is 'n geldjie gemaak, dan wil hulle kat hê. Dis nou maar net so, en ek gebruik spesifiek daai woord. Markus sê, maar hoe sal hulle 100 visse vervoer? Joshua sê, bekommer jou maar nie daaroor nie, dit soek hulle wel uit. Kyk maar gou, hulle is al redelik naby, en nou kan jy tussen hulle 'n lasdier sien, loop, wie se rug al van alles voorsien is om die visse te vervoer. Markus kyk heel wat skerper na die klein karavaan wat sy woonplek nader, en ontdek dan sonder baie moeite dit waarop ek hom opmerksaam gemaak het, en sê, meester, dit is soos wat u gesê het. Ek gaan nou gou na benede, daar staan die 100 visse in die groot bak alreeds vir hulle klaar, waaroor hulle self sekerlik goed sal verbaas.
Yeshua sê, gaan en doen dit, maar as hulle jou vra hoe jy dit kon weet, gee dan 'n slim antwoord. Met 'n leuen mag jy hulle nie afskeep nie. Markus gaan en laat dadelik 100 visse uit die vishouers haal en in die groot bak sit. Toe hy net met die werk klaar was, arriveer die groep jong fariseërs al en vra na die visser Markus. Markus meld hom dadelik aan en sê, omdat hy hom nog by die visbak bevind: hier is ek, en hier in die bak lê dit waarvoor julle waarskynlik gekom het. Dit is die nou gesette afgemete tiende van die visse, bestaande uit 100 stuks van die mees uitgeleese visse wat nog ooit in ons see gevang is. Al bevestig hy weer, dis nie sommer net visse nie. Sal vir ons wees varswatervisse seker soos forelle, want dit is 'n baie skaars en 'n heerlike vis. Die fariseërs is totaal verbluf deur hierdie toespraak en een van hulle sê: maar as jy dan 'n profeet, dat jy vooraf al geweet het waarvoor ons uit die stad hiernatoe gekom het. Nou moet Markus, kan nie vir hulle sê, maar Yeshua is by my, hy het vir my dit gesê nie. Hy moet nou slim antwoord. Hy sê, daarvoor hoef jy helaas geen profeet te wees nie. Daarvoor het jy maar slegs 5 goeie sintuie nodig en 'n bietjie verstand. Dan kan jy maklik beredeneer waarom jy uit die stad gekom het. Hier, neem die vis en gaan in vrede weer verder. Ek het vandag nog baie te doen en dit is al byna middag. Ons het vandag baie werk verrig en moet ons middagete gaan klaarmaak. So hy gee hulle sommer so kort af, eintlik 'n afjak. Een van die fariseërs antwoord: vir straf sal jy aan ons by die 130 ekstra moet gee. Want dit was nie mooi dat jy ons as dienaars van Elohim, wat steeds vir jou heil tot Elohim die Almagtige smeek, nie dadelik na die vangs, deur middel van jou kinders, die eerste visse gestuur het nie. Nou hierdie ou klomp fariseërs het nou van ouds af, het hulle die eersteling ontvang. Want die woord sê, jy moet jou eerstelinge na die tempel toe bring, onder die ou orde. Waar die eersteling deur ware leviete ontvang is, en werklik waar hulle diens gedoen het onder die volk. Maar nou is die situasie in die tempel ten tye van hierdie verhaal is heeltemal anders. Dit is absoluut hierdie brutale fariseërs wat nou reg oor die land hulle sinagoges gebou het, die mense net afgepers. En jy kan dit nou sien. Nou sê hy, ja, omdat jy dit nie dadelik gebring het nie, soek ons nog 30 ekstra. So nou kyk ons wat sê Markus. Daar het jy nie 30 nie, maar 40 stuks daarby. En nou hoop ek dat julle tevrede is en dat julle gou weer vertrek. So hy gee hulle nog meer as wat hulle daar vra. Nou sê die fariseërs, ons het van Elohim die reg om te kom en ook om te gaan wanneer ons wil. Maar as jy die visse in ons saamgebringde sakke sit, dan sal ons verder gaan. Markus gee sy kinders opdrag om te doen wat die fariseërs sê. Hulle doen dit dadelik en vul die sakke van die fariseërs met die nou 140 visse aan. Toe die werk klaar is, sê Markus, nou is alles gedoen wat julle gevra het. Is julle tevrede? Toe sê 'n baie brutaal lykende jong fariseër: nee, en nog 100 maal nee, want jy praat met ons soos met wêreldse mense wat jou lastig val, en vergeet daarby dat ons dienaars van die Almagtige Elohim God is, wat jou met 'n sig vir ewig ten gronde kan rig. Jou uitdagende houding teenoor ons moet daarom nie slegs met 140 visse nie, maar met die onteiening van alles wat jy besit bestraf word. Nou ja, dit is vandag nog steeds in baie van hierdie fariseërs in ons kerke se houding ook. As jy met hom praat, moet jy so nederig wees. Ja, dominee, nee, pastoor, ja. Jy kan nie met hom uitdagend praat, jy kan nie met hom soos 'n gewone mens praat nie. Want dan aanvaar hy dit dat jy nie vir hom respek en eer het nie.
En as hulle die reg gehad het, sou hulle ons seker ook van alles onteien het wat ons het. Maar hulle het nou nie die reg vandag nie. Maar hulle sal jou verpes. Hulle sal diakens na jou toe stuur vir jou 10de. Ek weet van mense in die kerk wat sê, die ouens is elke week hier. Dan soek hulle my 10de. Hulle hoor ek het 'n kontrak gehad. Hulle hoor ons het 'n goeie oes gehad. Dan soek hulle 10de van die mielieoes. En hulle ry nie daar weg voor hulle dit nie kry nie. En so gaan baie van die mense ook uit die kerk uit, want baie van hierdie kerke vat daai geld en dan gaan mors hulle dit in die lokasies op sending. Dit is die grootste ding wat die regdenkende Afrikaner en boer in die kerke uitgejaag het. Dit is die aanwending van geld vir ander doeleindes as binne in die volk, vir volksopheffing. En dan doen hy dit self, en dan is die ou verlos van die moderne tempel. En as julle vanoggend kan ek julle regtig aanbeveel, lees die stukkie wat Dorothy geplaas het oor Paulus se brief aan die Laodicense. En daai brief is glad nie te kry nie. Never mind dat hy nie in die Bybel is nie, maar jy kry hom nêrens nie, ek het hom al gaan soek. Want die ou klomp Rooms-Katolieke het daai ding so diep weggesteek. Tog verwys Paulus se 13 briewe in die Bybel na die brief aan die Laodicense. Maar daar kap hy hierdie biskoppe by name. Hy kap hierdie klomp heidense tempels wat toe al begin ontstaan het in sy tyd. En hy sê, dit is nie die plek wat julle moet ingaan en julle moet hulle afbreek. Die tempel is in die hart, en dan verder getuig hy van die een God. Hy sê, volg Yeshua waarin die Vader woon. Want jy kan die Vader nie kry as jy nie deur Yeshua gaan nie. Klomp waarheid in daai hoofstuk wat vanoggend geplaas is. En vandag nog volg die hele kerkedom die Rooms-Katolieke denke van hulle drie enige God, drie afsonderlike persone, en die NG Kerk sê self dat die Vader is 'n man, die Seun is 'n aparte man en die Heilige Gees is 'n manlike entiteit. Dit staan in die NG Kerk se nie ensiklopedie nie, maar of in hulle wat ook al. Ja, dit is goed wat ons geleer het in katekisasie wat ek nou al vergeet het. So asseblief, hierdie klomp fariseërs is vir my net 'n pragtige is 'n gruwelike teebeeld van die vandagse mense. Hulle houding is dieselfde, hulle dink die wêreld skuld hulle iets. Nou word Markus baie boos, wat ek en jy ook seker sou geword het. Hy loop die hut in en kom dadelik weer na buite met 'n perkamentrol, waarop met groot letters geskryf staan, dat hy geheel en al 'n Romein was, en as sodanig, as hy dit wou, volkome gebruik kan maak van alle regte van 'n vrye burger van Rome. Toe vra die brutale fariseer, iets wat uit die veld geslaan, wel, hoe lank is jy dan al heidens? Na ons beste wete was jy nog kort gelede 'n Judeër. Markus sê, Markus was nooit 'n Judeër nie, maar 'n gebore Romein, wat mars so 30 jaar met swaard, helm en skild gedien het. Nou wat hy hier bedoel, Mars is die weermag van die Romeinse ryk. Maar nou Mars is natuurlik die afgod van oorlog, wat die Romeine aanbid het. Maar hierdie Markus word gedurende 'n proeftyd van 3 jaar, 'n onbesnede Judeër. Hy het egter weer volledig Romein geword, en sal ook so sterwe. Hy sien naamlik, behalwe die verhewe goddelike leer van die Judeërs, maar al te gou hoe eerloos is, heimlik hulle Elohim en hulle leer met die voete vertrap, en die arme mensdom by elke geleentheid bedrieg, en dat bose en gewetenlose huigelaars is leenaars, die priesters van hierdie verhewe godsdiens is. Hy sien ook dat hulle Elohim wel uiterlik dien, voor die blinde volk, maar dat hulle harte begrawe het, in die diepste diepte van die hel, en daardeur ook in staat is,
om gewetenlose skandelike handel te dryf met die bloed van onskuldige Samaritaanse kinders. Neem nou julle byt saam en gaan daarmee huis toe. Ek gee dit slegs vir julle, omdat ek kort gelede nog vir 3 jaar lank 'n onbesnede Judeër was. Nou het hy hulle geskik, want hulle het nie gedink hy weet van die goed nie. Nou sê die Fariseërs, maar Markus, hoe kom dit dat jy nou opeens so 'n verstandige mens geword het? Ons ken jou tog al so lank as 'n baie dom mens. In ons teenwoordigheid het jy dikwels skaars geweet of jy 'n man of 'n vrou is. Hoe het jy dan nou opeens aan soveel verstand gekom? Markus antwoord, dit was 'n baie slinkse Romeinse masker, om vermom as 'n oerdomme kerel, sonder moeite agter al julle kwade liste, streke en skandade te kom. Maar ek staan tog daarvoor in, dat ek Moses en al die profete beter kan verstaan as julle, hoewel ek daadwerklik 'n Romein is, maar in my hart reeds lank 'n egte Judeër is. Die Fariseërs sê, sonder die besnydenis kan niemand 'n Judeër wees en Elohim nader nie. Markus sê, ek het ook nog nooit probeer om op julle manier tot Elohim te nader nie, maar slegs in die hart volgens die leer van die profeet Jesaja, en dit is vir my voldoende. As ek deur Elohim verdoem sou word, omdat ek my nie laat besny het nie, dan sal dit julle weinig traag. Maar ek dink, Elohim is wyser as alle mense, en oneindig wyser en beter en regverdiger as julle, en hy kyk slegs na 'n suiwer besnede hart, en nie na die besnydenis van die vooruit nie, wat maar slegs 'n aardse doel kan hê, maar in die geestelike aard van die saak dom is. Omdat ek in my hart 'n Judeër is, gee ek julle tog die 10de, maar ek gee hom vrywillig, en julle het geen greintjie reg om 'n 10de van my as Romeinse burger te eis nie. Gaan nou maar, anders neem ek die visse terug, en laat julle met niks huis toe gaan. Verstaan julle my mooi? Na hierdie kragtige toespraak van ons Markus, sê die Fariseërs geen woord meer nie, en gaan met die visse huis toe. Nou het hulle goed 'n punt gesteek hier, en dit is goed wat hulle nie van hou nie. En hulle sou hom ook nou merk, want hulle was nog altyd, het hulle by hom gekom, en dan het hulle al hulle geheime uitgeblake, want hulle het gedink, hy is nou so 'n dom esel. Maar intussen het hy hom net so dom gehou, sodat hulle al hulle geheime kon uitlaat. En nou weet hy van baie dinge wat daar gebeur, wat hy nie veronderstel is om te weet nie. Nou wil ek net hier oor die besnydenis praat. Die besnydenis se doel was aardsmateriaal. Dit was 'n besnydenis aan die vooruit, nie van die vooruit nie, maar aan die vooruit, waar dit 'n teken was vir Isak se kinders en vir Ismael se kinders, wat eintlik 'n saad belofte ingehou het, dat jy jou by jou eie soort sal hou. En in die boek van herinnering in Genesis, dink ek 17 vers 1, sê Vader vir hom, toe hy die verbond van die besnydenis met Abraham sluit, toe sê hy, wees rassuiwer, en as teken sal ek die besnydenis aan die vooruit vir jou gee. Want 'n verbond word bekragtig deur bloed. Dit is hoekom die ewige verbond vir ons lewens en ons ewige geeste gegee is met bloed by Golgotha. Nou, met bloed het hy die verbond met hulle gesluit, dat Isak met sy eie soort sou voortplant. Isak het 2 seuns gehad, Esau en Jakob. Esau het die eerste ding wat hy gedoen het, toe hardloop hy na die heidense vroue, en hy vermeng met die Kanaanitiese vrouens, en hy verwek 'n klomp bastards.
tot groot hartseer vir sy vader en sy moeder, sy aardse pa en ma. Maar Jakob het getrou gebly aan die verbond, en hy het binne sy soort voortgeplant. En die mense vergeet, dat ook Ismael dit gekry het. En Ismael, wat eintlik die vader van die Arabiere of die moslems is, vandag, die Brahmaanse geloof, ook, hulle is ook veronderstel om in hulle eie soort te bly. En dit was 'n verbond sodat daar 'n suiwer saadlyn sou wees by die tye van die geboorte van Yeshua. Sodat hy uit 'n suiwer Davids Judeese lyn sou voortkom uit moederkant uit. Ons weet uit vaderkant was hy verwek in die hemelse. Maar sy moeder het hom gedra, sy was die surrogaatma. Maar sy moes uit 'n suiwer saadlyn kom. En die rede daarvoor is, dat in die man se sperms is daar 'n gees teenwoordig, nie 'n gees nie, daar is gees teenwoordig. En dit is die oneindige groot oervadergees, wat in die man se semen is. Net soos wat 'n mielie, wanneer julle ons mielies wat ons maal hieronder, ons sorg dat daai swart kolletjies binne in die pap is. Daardie mieliekolletjies, dit is die saad, die kiem. En binne in daai kiem is gees, ons kan dit nie sien nie. Maar wanneer jy die mieliepit in die grond sit, dan laat die gees hierdie pit ontkiem en 'n nuwe mielie ontstaan. En hy produseer dan partykeer 100voudig voor, paar koppe met 'n klomp pitte. En dit is ook by die man die gevolg, of dieselfde. En dus, die oomblik wanneer die man uit die rasselyn uitgaan, en hy stort sy saad in 'n heidense vrou, wat in die 6de gebod verbied word, as jy dit reg in die Hebreëus vertaal, dan kan daar nie meer 'n suiwer verbinding met 'n vroue eiersel plaasvind nie. En omgekeerd, die suiwer vrou in die Israelitiese lyn, wat korrek verwek is, binne hierdie besnydenis verbond, as sy buite daai verbond gaan, dan ontvang sy saad, wat nie meer die goddelike gees ten volle het nie, of minder, of niks. Dit is hoekom Vader so streng was in die Bybel oor geslagsregisters. Daar's baie boeke wat net geslagsregisters is, dan wonder jy, maar hoekom moet ons nou die goed lees? Dit is omdat die suiwer hou van die genelyn so belangrik was, want dit is die oordrag van die manlike gees in die baba wat ontstaan, in die moeder. En nou vra mens, maar wat het die vrou nou van die besnydenis? Hoekom net die mans? Ag, baie eenvoudig. Die oomblik wanneer die kind besny word, in ideale gevalle volgens die wet op die 8ste dag. Maar baie mense is groot besny, dit kan ook gebeur, soos Abraham. Nou het Vader 'n nuwe kontrak met daai seentjie. Vir 8 dae was hy onder sy pa se verbond. Nou is hy direk onder die verbond met Vader. Wat gebeur nou? Die kind word groot. Die dogters is almal onder die pa se verbond van die besnydenis, die seëninge van daardie verbond. Totdat sy 'n man vat. En in daardie huweliksnag besny die man die vrou, wanneer hy by haar ingaan, vir die eerste keer, want dit is hoe dit was in die ou tyd. Dit het so ernstig gewees, dat die moeder van die dogter wat nou getrou het, en wat vanaand haar huweliksnag gaan deurbring, dat sy 'n linne lappie, 'n klein linne kleed vir die dogter gegee het, en sê, sit dit onder jou, sodat dit 'n teken is, dat bloed vloei, wanneer hy die maagd ingaan. En dan vat die ma en die dogter daai lappie, en hulle vou hom op, en hulle bære hom.
Want as hierdie seun later kom en sê, ja, maar julle het vir my 'n hoer gegee, dan word daai lappie uitgehaal as getuienis, en onder die wet van Moses sou daai ou doodgemaak gewees het. So baie, baie ernstige saak. En dit is dan hoe vrouens besny word. Nie soos wat die heidene dit doen daar in die noorde van Afrika en Egipte en in die Arabiese lande, en hulle besny regtig die vrouens, haal hulle van hulle liggaamsdele, sny hulle af, baie pynlik is. Dit is nie wat Vader bedoel het toe hy die besnydenis ingestel het nie. Dit is wel, soos Markus hier sê, dis 'n aardse doel van rassuiwerheid. Nou vandag, Joshua het nooit die fisiese besnydenis as 'n opdrag gegee nie. In ons gemeente, toe ons nog baie sterk onder die wet gestaan is, het ons mans dit gedoen, en ons was ernstig daarmee. Maar ons volk ken die innerlike betekenis van die besnydeniswet, en daarom sal ons volk, die wat opreg is, sal nie verbaster nie. Jy het dit net in jou. Baie mense het in die Kaap aangekom oor die jare heen in Suid-Afrika. Die boervolk, die vryburgers, die hugenote, het hulle self afgeskei van die kleerlinge of van die hottentotte en die strandlopers. Hulle het nie eers saam met hulle godsdiens gehou nie. Hulle het ook nie vermeng met die Khoisas nie. Hulle het apart eenkant gebly en hulle geloof uitgeoefen. Maar daar was ander blankes wat dit nie gedoen het nie. Sekere Hollanders, veral die skeepslui, manne wat afgeklim het die eerste en beste kleerlingvroue in die Kaap gegryp, en hulle het 'n vermengde ras begin. En moenie laat hierdie klomp geleerdes vir jou sê, ons het almal gekleurde bloed in ons nie. Ons het nie. Maar hulle moet ons kontamineer. Hoekom is dit so belangrik vir hulle om ons te kontamineer? As dit nie 'n groot betekenis is om 'n suiwer bloedlyn te hê nie. So ons kom die inhoud van die besnydenisgelofte na, ons bly binne ons ras, en dit was nog altyd so, as jy met 'n vrou by die meisie by jou pa aankom, dan sit julle en dan vra hy, wat is jou van? Besuidnout. Nou van watter besuidnouts is jy? Wie's jou pa? Wie's jou ma? Wie's jou oupa? Waar kom hulle vandaan? En so vind hulle uit oor jou. En bewaar jou siel as jy sê, jy's in een van hierdie vanne wat nou al oor die grens gegaan het. Dan gaan hy baie ernstig begin kyk of jy reg is. En die ou mense het vir jou reguit gesê, hoorie, los daai vrou uit. Kry vir jou 'n ander vrou. Omdat dit in sy hart gegraveer is om suiwer te bly. Nie meer aan die vooruit nie. So ek wil dit net regstel, dis nie verkeerd om te besny nie, maar dit is ook nie wet van Joshua om te besny nie. Dit is wel die wet in die 10 gebooie, in die 6de gebod staan daar, jy mag nie vermeng nie. En op baie ander plekke in die skrif sê dit baie duidelik. Maar soos ons nou al uit die sieleleer gelees het, die vermengdes of verbasterdes is nie verdoem nie. Hulle het net 'n ander pad wat hulle moet loop. Soos wat Ester 10 sê, daar is een verlossingsplan vir die huis van Israel en een verlossingsplan vir die oorige nasies. Hulle is op aarde hier om ryp te word. Hulle kan maar die evangelie aanhoor. Hulle sal ryp word, en wanneer hulle oorgaan na die hiernamaals toe, sal hulle, as hulle in liefde onder mekaar gewandel het, sal hulle lig kry. Nie die helderste lig wat Israel kry, wat Joshua liefhet en hom aankleef nie, maar hulle sal in sodanige plek aankom, waar engele na hulle toe sal kom, en sê, luister, hierdie Boeddha God van jou, hierdie Mercurius, Mars,
al die goed bestaan nie. Hulle is non-bestaande goed wat uit die denke van mense voortgekom het. Daar is net een ware een en dit is Yeshua Messia. En dan het hy die keuse of hy dit wil aanvaar of nie. Dit is duidelik vir ons in die nuwe openbaring gegee. Die Israeliete glo, al wat gered word is Israel en al die ander gaan hel toe. Dit is dwaase uitsprake van mense wat nie kennis van die sieleleer het nie. Hoe sal Vader die wet gee vir een groep mense wat ons as Israeliete moet nakom? As ons dit nie nakom nie, ja, daar is baie duidelik geskrifte wat sê, jy gaan in die hel in wat eintlik die duisternis is. Maar as hy dan net die wet vir Israel gegee het, hoe kan ander mense wat glad nie die wet gekry het, geoordeel word oor daai wet nie? Dis dit maak net nie sin nie. Hulle is onder 'n ander verlossingsplan. Natuurlik is hulle pad baie langer as die Israelietse pad wat Yeshua gevind het. Die Israeliet wat Yeshua nie gevind het nie, soos wat dit nou maar baie volop in ons volk is. Hulle verag hom, hulle verwerp hom, hulle verkleineer hom en hulle ontken dat hy Elohim God self is. Vir hulle is ook daai lang pad aan die ander kant oop vir hulle. As hulle goed was met hulle medemens en die liefde was, dan sal hulle aan die ander kant effense lig hê. As jy Yeshua het jy nie net lig nie, jy het alles. Jy het die huis van die Vader terug, wat ons noem die nuwe Jerusalem in die hemele. Maar vir die volgende fase, die 1000-jarige vrederyk op aarde, het Vader Yeshua dit makliker vir ons, vir almal gemaak, en hy die nuwe Jerusalem wat in die hemele is, nou na die aarde toegetrek. En hierdie nuwe Jerusalem, daar word nou ek kan sê anneks gebou, die nuwe Jerusalem op aarde, wat direk verbind is met die nuwe Jerusalem uit die hemele, maar wat dit makliker gaan maak vir siele om gebore te word binne in hierdie ouerpare wat dan nou 144.000 gaan tel. En dan kan hulle weer eens kan siele gebore word van alle planete waar wesens graag hierdie aardse leerskool wil deurgaan, want dit is die enigste skool wat vir jou toegang tot die hoogste hemele kan gee, naamlik die nuwe Jerusalem. Kry net 'n ander prentjie van die wêreld aan die ander kant. Daar is 3 verskillende ryke vlakke. Lig, baie lig en ontsettend baie lig. En alle mense wat hier sterf, kom in daai een van daai 3 ryke uit. Buiten die wat niks lig gehad het op aarde nie, wat in die duisternis in die hel is, soos ons sê, of in die doderyk. Vir hulle lê daar 'n pad vorentoe wat nie lekker is nie. Hulle gaan nie aanhoudend gestraf word nie. Op die oomblik is daar 'n geweldige geween en geknars van tande, tot wanneer hierdie bedeling ophou. Dan word al daai siele gevat en in die minerale ryk, die plante ryk en die diere ryk gedruk op die nuwe aarde. En dit is vir hulle 'n groot voordeel. Want nou gaan hulle onder 144.000 mense bestaan in daardie entiteite, want onthou, al daai goed het siel, en hulle gaan behoorlik versorg word. Ons gaan byvoorbeeld nie op die nuwe aarde gaan diere nie geëet, geslag en geëet word nie. Diere gaan mekaar nie opvreet nie. Plante gaan iets ontsettendste, so groot voedingswaarde vir ons hê, dat ons nie kan glo nie, en genesende waarde. En alles gaan harmonieer. Ek glo ons gaan die musiek van die plante kan hoor. Daar is mense nou al met tegnologie, klamp hulle 2 klampe aan 'n plant vas, dan hoor jy die akkoorde van daai plant.
selfs bome, gras, ek het selfs gesien die goed wat onder die see is. As jy die klampe opsit, dan sing daai ding. En ons gaan dit hoor. En die voëls gaan 'n gesang hê wat ons vibrasie so gaan verhoog, dat ons heeltyd in 'n ligfrekwensie gaan wees. Ons sal nie in staat wees om boos te raak nie, want die skepping om ons gaan ons net ophef. En dit is die nuwe Jerusalem op aarde, wat nou aarde toe kon kom, omdat Yeshua die Satan oorwin het. En die Satan gaan vir daai tyd gebonde wees binne in die materie. Hy gaan nie kan uitkom nie. Nie hy nie en ook nie sy gevalle engele nie. En dit is die wonder van die 1000-jarige vrederyk. En ons sien almal uit daarna. Maar dit gaan nie plaasvind terwyl ons in tempels vassit nie. En terwyl ons ander leermeesters het as Yeshua nie. Hy is die enigste leermeester. Hy, en ons het vanmôre die eerste liedjie gesing van die tempel. Weet jy nie, ek is 'n tempel. Dit is wie ons is. Die tempels is nie daar op die hoogtes by die dorpies nie, waar die torings is nie. Dit is nie die tempel nie, die tempel is in jou hart. Dis waar Yeshua wil woon. En nie onder menslike verordeninge en menslike leringe nie. Nie onder allerhande rituele nie. En allerhande vorm godsdiens gebruike nie. Al daai goed moet ons afgooi. Ons het te veel van dit gehad terwyl ons in die kerke was. So asseblief, dit is vir my die les hieruit. Markus het oorgekom na die geloof, soos ons sê, van die Bybel, die Christelike geloof, of eintlik daai tyd nog na die ou Levitiese orde toe, maar hy het Yeshua dadelik herken en hom nou begin volg. En hy het 'n baie kragtige, en ek het dit die vorige lesings gesê, getuienis vir Yeshua in Caesarea Philippi geword. Baie, baie kragtig. Hy het 'n groot 'n oord geskep daar. Vader het eintlik Yeshua dit vir hom geskep, waar hy mense met warm water behandel het en verskillende krye ensovoorts. Maar hy het ook die krag van genesing ontvang van Yeshua. Mag ons ook eendag hierdie krag hê van die oord van Markus hier by ons waar ons nou woon. Baie dankie. Amen.